Rusland, Kaluga-streek, Novo-Aleksandrovski-dorpie, Alexander se kerk. Die eksterne ontwerp van die gebouw is in Russische stijl gemaakt, alhoewel die kerk niet oud is nie. Gebouw in die 19e eeuw. Die kerk lijkt heeltemal anders binnen. Klassieke Europese interieursstijl. Dit is moeilijk om te denken dat zulke pracht in een verlaten Russische provincie gelegen is. Die koepel van die kerk het ineengestort en hij het deur die houtplafond gebreekt. Maar hoekom is een grove houtvloer langs sierlijke bowen en prachtige pleisterwerk? Gedurende die Sovjet-era is die kerk in een pakhuis omskep. Ons het die vertikale volume van die gebouw gebruik om die storaria te vergroten. Hulle het genadeloos metaalbalke in die pilare ingeslaan. Dit is hoe hulle die basis vir die tweede vlak gemaak het. Een ruwe houtvloer is boop gelê. Die communiste het God afgeskaf. En hulle het ander gebruik vir die groot, sterk kerkgebouw gevind. Almagtige God het nie omgegee nie, laat daar pakhuis wees. Maar daar is een interessante detail. Dit is een balkon vir 'n koorsangers, met houttrappe. Die communiste het nie omgee vir skoonheid nie. Dit maak nie saak hoe dit lyk nie. Dit moet sterk en betrouwbaar wees. Maar die balkon vir die koor is anders gemaakt. Die ondersteunende balke is met houtplanke onderuitgevoer. Die onderste oppervlak is met gips bedek en geverf. Ons het probeer om 'n klassieke koepel te teken, na die beste van jou vermoë. Hierdie deel van die tweede vlak is gedoen voordat die communiste aan bewind gekom het. Ons het probeer om die houtbalkon in die pragtige binnenkant van die kerk in te pas. Hierdie balkon was nie deur die argitek tydens die bou van die kerk bedoel nie. God het nie beplan om van die balkon af te sing nie. Die argitek het nie die balkon vir die koor ontwerp nie. Maar toe besluit die ortodokse dat 'n balkon nodig is vir kerkgesange. Waarom het sulke veranderinge in kerkritueel plaasgevind? Priesters sê die ritueel van aanbidding het deur die eie baie min verander. Maar ons sien dat die kerkgebouw vir 'n ander doel gebouw is. Daar was nie voorsiening vir 'n kerkkoor op die balkon nie. Die ritueel was dus anders. Maar die priesters weet nie hiervan nie. Hulle vertel ons nie iets van kerke en godsdienst nie.